Goeiemôre. Ek het 'n gedagte wat ek met jou wil deel. En al die eer aan ons Vader, aan die Seun en aan die Heilige Gees vir dit wat ek nou met jou gaan deel. Jy ken mos 'n tronk, né? As 'n mens stout is of jy steel of al daai dergelike dinge, dan vang die polismanne jou en hulle sit jou in 'n tronk en daar sit jy in 'n fisiese tronk. En dit is baie maklik om te sê, ja, ek was nog nooit in 'n tronkie, né? Maar wat van jou geestelike tronk? Die tronk van jou hart, die tronk van jou siel, wat jou daar gevang hou, tussen daardie vier mure. Is daardie tronkdeur al oopgesluit, om jou siel vry te laat? Is dit werklik? Is dit al geabednesko? Net voordat ons begin, net gou op 'n syspoor. Wat beteken abednesko? Want dit is waaroor hierdie gedagte gaan. Abednesko beteken doodgemaak, weggeneem, dis verwyder, bevry, losgekoop. Ja, Jesus het jou en my sonde aan die kruis doodgemaak. Hy het dit geabednesko, né? En daarom roem ek in die kruis. En roem ek in Christus in die kruis oor die een wat daar hang. Wie hang aan daardie kruis? Luister nou mooi wat ek vir jou sê asseblief. Dis Jesus wat daar hang. Jesus hang daar tussen hemel en aarde aan 'n vervloekte houtkruis. Vir jou en my, namens ons oortredinge. Kyk na daardie hande. Wie se hande is dit? Dis Jesus se hande. Kyk weer 'n slag na daardie bloed. Wie se bloed is dit? Wie se bloed vloei daar op Golgotha? Ja, dis Jesus se bloed. Dis heilige bloed. Dis kragtige bloed. Ja, dis koninklike bloed. Goddelike bloed. Toe daardie bloed van Jesus die aarde tref, toe skudde die hemel en die aarde. En dit pluk die aarde oop. En dit kloof berge oop. En dit breek rotse. En toe pluk dit grafte oop. Dis God se bloed. Heilige bloed. Kragtige bloed. Koninklike bloed. Ons koning. Hoor gou hierdie uitdrukking, né? Die skepper van die heelal word aan 'n kruis tereggestel. Die skepper van die heelal. En dis ons wat hom daar laat beland het. O Petrus het dit geweet. Maria en Johannes het dit ook geweet. Hulle het geweet watter prys vir die mens daardie dag aan die kruis betaal word. Hulle het dit geweet. Hulle het geweet wie regtig sy deurboor het. Hulle het ook geweet dat die geskiedenis op een of ander manier besig is om herskryf te word. Dis hoekom hulle gehuil het, want hulle het die verlosser gesien. Hulle het geweet wie daar hang en hoekom hy daar hang. Here, mag ons nooit so volleerd, so volwasse en so slim word, dat ons sonder trane aan u liefdesdaad vir ons sal dink nie. Dat ons van die kruis van Golgotha sal wegstap. Dat ons die kruis uit die middel van die kerk uithaal. Onaangeraak. Mag God dit verhoed, Here. Ek roem in die kruis oor die een wat daar hang, ja. Ek roem in die kruis oor dit wat daar gebeur het. Wat het werklik aan die kruis gebeur? Die kruis is die magtige daad van God, wat my en jou uit Adam uitgehaal het, en oorgeplaas het in Christus. Ek wil dit herhaal vir jou. Die kruis is die magtige daad van God, wat my uit Adam uitgehaal het, en oorgeplaas het in Christus. En ek wil byvoeg, die kruis is die magtige daad
van God wat my uit alles van Adam uitgehaal het en oorgeplaas het in alles wat van Christus is. Ja, daarom roem ek in die kruis oor die een wat daar gehang het, my Jesus, my Christus, my God, my verlosser. Luister hierso, dink bietjie so daaraan, né? Sonde het jou in jou geestelike tronk laat beland. Sonde het jou agter die tralies van skuld en skande en misleiding en vrees opgesluit. Ja, sonde het jou gevange geneem. Sonde het niks anders gedoen as om jou vas te ketting aan die muur van ellende nie. En toe het Jesus Christus gekom om jou borggeld namens jou en vir jou te betaal. Jesus het jou tyd uitgedien. Jesus het die straf verdra wat jy verdien het. En so het hy jou vrygemaak. Dis klaar gedoen. Dis afgehandel. Dit is geabednesko. Daar is niks meer wat God vir ons kan doen nie. Niks. Hy het alreeds alles gedoen. Hy het alreeds alles gedoen wat hy wou gedoen het. O Here, daar's nie woorde wat ons kan gebruik om vir u dankie te sê nie. Daar is nie sulke woorde in die mens sy hart en sy gedagtes nie. Ek wil jou 'n storie vertel. Luister nou mooi. Daar in 'n tronk in Brasilië is 'n merkwaardige fasiliteit. 'n Tyd gelede het die Brasiliaanse regering 'n tronk vir 2 Christene gegee. Die inrigting is herdoop tot Himaita, mede-menslikheid, dis wat Himaita beteken, mede-menslikheid. En die plan was om dit volgens Christelike beginsels te bestuur, hierdie tronk, met die uitsondering van 2 voltydse personeellede, word al die werk deur die gevangene self gedoen. Gesinne buite die tronk neem 'n gevangene aan om mee saam te werk en dan vir die duur van sy tronkstraf en dan ook daarna. Jack Colston, hy het die tronk besoek. Jack Colston is 'n man wat wêreldwyd tronke besoek om te gaan kyk wat daar aangaan. En sy verslag was soos volg wat ek jou nou gaan vertel in sy eie woorde gewees. Die woorde wat volg is Jack se woorde. Hy sê, tydens my besoek aan Jamaica het ek die bewoners glimlaggend aangetref, veral die moordenaar wat die sleutels by hom hou en die hekke vir my oopsluit om my in te laat. Oral waar ek gegaan het ek gevange mans vol vrede gesien. Ek het skoon woonkwartiere gesien en mense was fliks aan die werk en besig met hulle daaglikse roetine. Die mure van die tronk was beset met tekste uit Spreuke en Psalms, en my gids het my ook die berigte sel gaan wys waar die gevangenes voorheen gemartel is. Vandag het hy my meegedeel. Is daar net een bewoner in hierdie sel? Toe ons aan die einde van 'n lang gang bereik, het hy die sleutel in die slot gesteek. Hy het 'n oomblik geaarsel en hy het my gevra, meneer, is u doodseker u wil die vertrek ingaan? Natuurlik het Chuck hom geantwoord. En Chuck is half ongeduldig. Ek was al dwars deur die hele wêreld in afsondering, selle, en almal is maar dieselfde, sê Chuck aan die man. Nou, die man het die massiewe deur baie stadig oopgestoot, sodat ek die gevange daar binne self kon sien, en Chuck se mond het oopgeval oor dit wat hy sien. Dubbelpunt. 'n kruisbeeld. Liefdevol uitgekerf deur die gevangene self. Die gevangene Jesus wat aan 'n kruis hang. En toe het my gids baie saggies en met baie eerbied gefluister. Meneer Chuck, ons kom gereeld hierheen, net om voor hom te kan staan en dankie te sê, omdat hy ons plek en ons straf aan die kruis ingeneem het, en daardeur ons siele en ons harte en ons gewete vrygemaak het. Hy het vir almal van ons geboet
en almal van ons se tyd uitgedien. Ja, Jesus Christus het ook jou plek ingeneem, nê? Daar is geen nodigheid vir jou om in jou geestelike tronk te bly, nie. Het jy al ooit gehoor van 'n vrygelate gevangene wat in die tronk wil bly? Ek het baie beslis dit nog nooit gehoor nie. As die deure oopgaan, gaan die gevangenes uit. Die gedagte van iemand wat die tronk bo vryheid verkies, dit maak net nie sin nie. Waarom sal 'n mens in gevangenskap leef as die boete, die prys, die straf, jou volle skuld ten volle vereffen is, as dit klaar betaal is? Jy is vrygespreek van die korrektiewe diens van sonde. Waarom in hemelsnaam sal jy ooit weer jou voete in jou geestelike tronk wil sit, as Jesus jou vrygemaak het? So baie van ons sit nog steeds in tronke, in die tronke van ons leuns vasgevang. Vra jou vandag, wat het jou geestelike tronk wat jy begeer? Mis jy miskien die skuldgevoel? Verlang jy na oneerlikheid? Het jy dalk 'n heimwee daaraan hoe jy in die verlede belieg, bedrieg, seergemaak en vergeet is? Of verlang jy dalk terug na 'n ongelukkige kinderlewe? Was die lewe lekkerder toe jy moedeloos en verworpe was? Wil jy graag weer 'n sondaar sien as jy in die spieël kyk? Dit maak net nie sin om terug te gaan tronk toe nie. Weet jy dalk hoekom nie? Want aan die kruis is dit geabedneskou. Die tronkdeure is oopgemaak. Die Here Jesus Christus het dit vir jou oopgemaak. Dis vir jou en vir my om op te staan, dit te vat, dit te glo en in die spesiale kamer daar diep in jou hart en in jou siel vas te maak, om dit te glo, dit te aanvaar en om in geloof uit die tronk van gister vir goed uit te stap. Ja, die kruis het die tronk se deure vir die sondaar oopgemaak. Die volle prys is betaal. En al wat op my en jou wag, is om saam met Jesus uit daardie tronk uit te stap. Ja, die sel se deur staan oop, die hoofhekke staan oop, die tronkdeure van jou hart en jou siel staan oop. Dit laat ook die kettinge waarmee mense gebind word afval. Dit sê juis vir die een wat so getruiter word deur bekommernisse, angste, paniekaanvalle en wat vassit in die kettinge van depressies en wat vassit in die kettinge van verslaafdheid. Luister, die kettinge is gebreek. Ja, jy kan dit maar gaan lees, dit staan in die Bybel ook so. Dit staan daar in Hebreërs 2, vers 14 tot 15. Die kettinge is gebreek. Dit is net vir jou om dit aan te neem en te glo. Die kettinge is klaar afgekap. Daar is nie meer 'n ketting wat 'n mens kan bind nie. Jesus het dit klaar hanteer. Jesus het dit afgehandel. Die Here Jesus het dit geabedneskou daar op Golgotha. Jy kan vry uitstap in die vryheid waarmee Jesus jou vrygemaak het en jy kan opreg beginne leef. Want hy plaas dit alles wat hy gedoen het en alles wie hy is binne in jou deur 'n hele nuwe geestelike geboorte, wedergeboorte. Die Vader, hy het die volle pakket van Jesus binne in jou gees geplaas deur 'n nuwe geboorte. Alles staan oop vir jou, my vriend. Stap uit. Alles staan oop en op die punt wil ek vandag se skrywe stop en amen sê. Dankie Here Jesus, dat U self ons borg betaal het. Dankie Vader, dat ons in en deur Christus vrygekoop is van ons geestelike tronke van wanorde en van skuldgevoelens en deur mekaar koppe. Ja, Jesus, kan ons vandag weer ou Johannes se kort gebed bid. Kom Here Jesus, kom.
Amen. Vir elke keer as ek geval het, en elke keer as hy my opgetel het, elke keer het hy my vergewe vir u geregtigheid in my lewe. Sê ek dankie vir die Here met my hele bestaan, van 'n voorreg saam met u deur die lewe te gaan. Ek's nooit alleen nie, glo my, ja, dis so, sal my nooit verlaat nie, sal altyd glo. Dankie Here vir alles en nog meer. Dankie Here, ek bring u lof en eer. Dankie Here, ek sê dit weer en weer vir Jesus bloed. Dankie vir my lewe. Elke dag as ek my kruis dra, haar die voorloop, volg ek agterna, om te kan hoor wat in u hart is, u gedagtes. Vertel dat Jesus kom, ek sal om te wagte. Dankie Here, vir alles en nog meer. Dankie Here, ek bring u lof en eer. Dankie Here, ek sê dit weer en weer vir Jesus bloed. Dankie vir my lewe. Dankie Here, vir alles en nog meer. Dankie Here, ek bring u lof en eer. Dankie Here, ek sê dit weer en weer vir Jesus bloed. Dankie vir my lewe, vir Jesus bloed. Dankie vir my lewe, vir Jesus bloed. Dankie vir my lewe.